Elke een van ons se lewens is basies 'n boek wat besig is om geskryf te word. Party hoofstukke is vol mooi herinneringe en glimlagte, ander is swaar en donker en jy sou liewer baie van dit wou wegsteek. Jy sou baie van die keuses wat jy gemaak het liewer wou omdraai. Maar of jy nou terugkyk met trots en of jy nou terugkyk met pyn, jy hoef nie daarin vas te kyk nie. Want jou verlede define jou nie. God is nie klaar met jou nie. Jou storie word nog geskryf, jy is nog besig om aan te gaan. En God is die skrywer van elke bladsy. En as ons hom toelaat, dan gaan hy ons op 'n pad laat loop wat vir ons vreugde inhou. En dit is die pad van sy wil. Daar gaan oomblikke wees wat jy van koers afgedwaal het, wat jy dinge gedoen het en keuses wat jy gemaak het, waar jy nou spyt is. Jy dalk mense seer gemaak of jy toegelaat dat mense jou seer maak. Miskien voel jy vandag soos iemand wat vasgevang is in 'n kolk waaruit jy nie kan loskom nie. Maar hoor hier die waarheid oor jou. God definieer jou nie op grond van jou verlede nie. Hy definieer jou nie op grond van jou verkeerde keuses nie. Hy kyk na jou hele storie, want jou storie is nog besig om geskryf te word. Esegiel 36 vers 26 sê vir ons, en ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. God is nog besig met jou. Hy wil jou hart vernuwe, hy wil jou gedagtes vernuwe, hy wil jou pad rig soos wat hy vir jou aanvanklik beplan het. Hy wil nie net jou verlede wegvee nie, hy wil jou nuut maak. Hy wil jou lei op die pad en in die storielyn wat hy van die begin af vir jou beplan het. Hy weet ons is moeg. Hy weet ons kan nie self hierdie pen suksesvol vashou nie. En dit is tyd dat ons daai pen vir hom teruggee en om hom te ken in al ons besluite en al ons keuses. Onthou, God het ons met 'n doel gemaak. Jy is nie 'n toeval nie, jy is 'n kunswerk, jy is uniek. Jy het spesifieke gawes, want God het 'n plan vir jou en 'n betekenis vir jou lewe. Daar is werke wat hy vir jou voorberei het en niemand anders kan daai werke doen wat God vir jou beplan het nie. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Die goeie werke is alreeds vir jou voorberei en dit is ons keuses wat gaan bepaal of ons daarby gaan uitkom. Selfs al voel dit asof jy agter is of verlore is daar hoop, want God het altyd 'n plan vir jou. Want met God is daar altyd nog genade, nog geleenthede, nog groei. Jy is op pad en hy loop elke tree saam met jou. Ons moet hom toelaat om ons pad te bepaal. Laat hy skryf. Moenie wag vir die perfekte oomblik nie. Begin vandag. Al is dit net een klein besluit, een gebed, een keuse, een tree van gehoorsaamheid. Jy jaag nie na volmaaktheid nie, jy volg die verlosser wat volmaak is en wat jou sy eie gemaak het. Wat gemaak het dat jy 'n kind van God genoem kan word. Filippense 3 vers 12 sê Paulus, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna om dit ook my eie te maak, omdat Christus Jesus my ook sy eie gemaak het. Wat gaan jy vandag kies? Laat die skrywer van jou storie, laat God toe om weer die pen vas te hou. Hy weet presies waarheen hy jou wil vat. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U ons God is. Ek gee vandag die pen terug in U hand, sodat U die volgende hoofstuk kan skryf. Help my Here om U te soek in alles wat ek doen, en gee vir my 'n nuwe hart en vul my met die Gees, sodat ek kan weet waarheen U wil hê ek moet gaan. Vader, en versterk ons en vertroos ons en hou ons vas in U hand. In Jesus se naam, amen.